versnelling. So jy moes daardie formule gaan gebruik het. Want hulle gee vir jou die versnelling, G is 'n konstante, die massa van die planeet het hulle vir jou gegee en jy moet die radius gaan uitwerk het. Yes? Okay, is jy besig om corrections te maak? Nee. Jy het die verkeerde formule gebruik. So by vraag 6.2 het jy GM oor R kwadraat. Hierdie is 3,8. Hierdie is 6.67 maal 10 to die mag minus 11. Wie was so lui? Was dit Cameron? Sit weg daai selfoon van jou. Cameron? Jy het, ek dink daai nie volledig ingevul nie. Was dit jy? O, jy vir daai ander dinge my boek gekyk. Ja, was ek. Ons is besig met die verbeteringe daarvan van daai ander ding wat ek in jou boek gekyk het, Cameron. Okay, goed. Ons is besig met verbeteringe. Dit gebeur as jy op jou selfoon is. En jy is besig om te scroll. So status is lees, Instagram, Facebook. Alles het sê van praktika 1. Ek het praktika 1 gedoen volledig. Ek verstaan nie wat is. Ja, ek verstaan nie hoekom jy op die foon is nie. Jy is albei verstaan nie. Okay, so jy moet 'n vierkantswortel omsit en dan het jy gekry jy 1, nee, jy moet hom nog dinge sê, dan het ek jou ding verkeerd gemerk. 1,07? 1,07 maal 10 to die mag? Iemand sê net ek reg gemerk wat verkeerd is. En ja. Ja. As jy hom afrond, 107. Ja? Jy moet hierdie formule gebruik. Jy het daar minus 2 punte. Okay, goed, dan vraag 6.3 sê ek vir jou bereken die aantrekkingskrag van die planeet op die klip. Nou hierso het almal van julle geslaap. Tel 3 punte. 3 punte is formulewaardes antwoord en julle almal het toe gegaan na hierdie formule of ek dink almal het toe gegaan na hierdie formule toe. Wat fyn is, want jy kan hom ingevul het, maar jy kon nou gesê het ook F is M maal met G. Want die massa van die klip is 300 en die gravitasieversnelling het hulle vir jou gegee as 3.8. En jy kon hom net so gaan invul het vir jou 3 punte, maar jy kon ook hierdie hele som gedoen het. En jy sal sien ek het geskryf M, F of ek het 'n pyl getrek. As jy hierdie verkeerde antwoord wat jy gehad het in die regte plek gaan invul het, dan het ek met jou fout gemerk verder. Okay? Ek kan nie onthou wat jy antwoord daar nie. Ja, want dit is die gravitasiekrag van die planeet op ons, dis die gewig. Jy het dit gister vir my ook gevra. Ja, gewig is die gravitasie-aantrekkingskrag op 'n planeet. Is regtig jou tweede vraag of spreek jy maar net 'n bewondering uit? Okay. Okay. Goed, dan vra ek die volgende vraag. Vra ek sonder enige verdere berekeninge, wat sal die aantrekkingskrag van die klip op die planeet wees? Noem. Nou hierso was ek vrygewig, want jy simbole gebruik het ek vir die punt gegee, maar hulle sê noem. Die naam van die wet wat jy gebruik het. Okay? So kort net. Ja, I know, kwadraat. Okay, so dit moes dieselfde antwoord wees. So jy kan nie net sê dieselfde nie.
Hulle vra vir jou sonder enige verdere berekening, wat sal die aantrekkingskrag wees? Wat sal die aantrekkingskrag wees? Die krag is in Newton. So jy moet 'n antwoord gee in Newton. So jy moes, wat was die antwoord gewees? 1,14 maal 10 to die mag 3 Newton. So dan vraag 6.4 moes gewees het 1,14 maal 10 to die mag 3 Newton. Maar as jy nou hierso nonsens gehad het, maar jy skryf jouselfe nonsens daar neer dat ek vir jou die punt gegee, maar dan moet wees Newton, want hulle vra vir jou wat is die krag? En dan moes jy gesê het Newton se derde bewegingswet. Nie en Romeinse syfer 3 nie. Hulle vra vir jou noem. Maar ek het as jy gesê het N3 het ek vir die punt gegee. Newton se derde bewegingswet. Lara, skryf jy? Maak jy verbeteringe? Okay. Goed, dan vra hulle vir jou. Veronderstel die radius van die klip bly dieselfde, maar die massa van die klip word halveer. Wat sal sy nuwe gewig wees? En toe gaan bereken hulle wragtig massa. Julle sê sy 300 kg gedeel deur 2 is 150 kg. Dis kilogram, dis massa. Hulle vra vir jou gewig. Hierso het jy sy gewig gaan uitwerk. En wat het nou gebeur hierso? Sy massa is gehalveer, wat beteken as jy sy gewig gaan uitwerk, as die massa gehalveer het, dan die gewig gehalveer. So jy moes daai antwoord gevat het gedeel deur 2. Ja, dan het ek ook met jou fout gemerk, maar daar was min plek om met foute te werk. So ek dink daai was gewees 5.7 maal 10 to die mag 2 Newton, 1 punt. En dan hoe sal die gravitasieversnelling op die planeet verander? Die gravitasieversnelling het absoluut chockol te doen met die massa van die klip en die radius van die klip. Dit het alles te doen met die planeet en daar het niks gebeur met die planeet nie. Daarom bly hy dieselfde. Ja. So dan moet jy jou sweeties teruggee. Maar met 3.8. Ja, maar met, wat het jy, 150 maal? 1,140,0. O, daar is 'n fout. Oh, sweeties terug, nee? Okay. Nee, luister, ek joke, hou jou sweeties. Dis baie te maar, ek moes eintlik 2 punte afgetrek het. Okay. Kan ek weggaan? Want jy moes gesê het maal met 3.8, want die gravitasieversnelling is 3.8. Ja? Juffrou, daarom het jy gesê dat jy nie volledig uitgeskryf nie. Nee, ek het soos ek het dit toe reg uitgeskryf. Dit was iewers anders in my boek wat ek juffrou gevra het. O, kyk nou met jou. Okay, sharp. Ja? Wanneer sê jy Newton en Romeinse 3? Nooit. Jy sê nooit. Daar's vir ons eie. So dan sê Newton se derde wet van Ja, derde wet van beweging of derde bewegingswet. Ja. ons by 6.4 uitgewerk het. Hierdie was die krag wat die aarde, die planeet op die klip uitgeoefen het en dan hier is die krag wat die klip op die planeet uitgeoefen het. So hierdie twee waardes moet dieselfde wees. Ek het gedink daai is die gravitasieversnelling, sê ek daai ene. Ja. Dis verkeerd. Maar jou 3 vrae is nou op, né? Ek mag 5 vrae dan. Tjoe. Okay. Wat was die antwoord gewees? 5,7 maal 10 to die mag 2. Ja, iemand se hand is op. Lara, joune. Nee, dit is vir ons. Ja. Jy kan. Ja, dit sal vir die punt gee. Okay, goed. Dan graad 11 gaan ons asseblief na die laaste bietjie werk toe. Okay, die laaste bietjie werk is op bladsy 14. Okay,
Nou daarbo gee ek vir jou net 'n opsomming van hoe beantwoord ons Newton se tweede wet of eintlik enige wette se vrae as jy teken 'n prentjie dan highlight jy dan bla 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 bla. Dit het ons al gedoen. Ek wil gou hierso gaan na vertikale beweging. Okay? Nou, hierdie vraag is want dit is baie keer 'n multiple choice tipe vraag en hierdie is ook baie keer 'n 1 of 2 punte vraag tussenin. Okay, so dis 'n konsepvraag wat jy moet verstaan. Nou, dames en here, multiple choice vraag is seker gewoonlik die moeilikste vraag in 'n vraestel. Want dit kyk of jy die konsep kan verstaan sonder om punte te kry vir hoe jy daar uitkom. Okay, so dit is wat die lewe moeilik maak. FYI, dit is ook hoe dit werk op universiteit. Hulle gee vir jou 'n vraag wat sy net maar 10 punte sal tel, maar daar's net een blokkie vir jou antwoord. Jy kry of 10 of 0 vir jou som. So jy moet die konsep verstaan en dit kan toepas. Geen punte vir berekening. Dis net op skool is genadig met julle. Okay, goed. So hulle sê daar, 'n krat met 'n massa van 80 kg hang aan die einde van 'n tou wat aan 'n helikopter vas is. So daar is 'n helikopter met 'n tou krat. Okay. Nou hy hang daarso en dit insinueer dat die netto krag 0 is, dat hy stil staan. Okay, nou vra ek vir jou, wat is die spanning in die stou as hy stil hang? Okay, stil hang, Newton se eerste wet. Okay, sê hom Evan. 'n liggaam sal 'n liggaam wanneer 'n liggaam ek nou het sê Ek weet nie. wanneer 'n liggaam van sy toestand en nie 0 resulteer. Okay, mooi, goed. So dit sê vir jou die versnelling is 0. Jy begin met daai formule. Ek het nou maar net opgekies as positief. Wat moet jy altyd teken? Jy moet altyd 'n kragte-diagram teken. Vir daai scenario het ons gravitasiekrag af na die middelpunt van die aarde en spanning op in die tou en daar is enigste 2 kragte wat ons het en hulle is in dieselfde vlak, so ons kan hulle bymekaar optel of en aftrek. Ja? Ethan, is jy met my? Al die goed wat ek nou gesê het ek al so baie gesê. Okay, so as hy daar hang en ek het opgekies as positief, dan is dit T minus FG is gelyk aan 0 want hy hang stil, so sy versnelling is 0, so daai hele dingetjie daar regs is 0. So ons het daar T is gelyk aan FG. Hoe bereken jy FG nou weer? Massa maal met G. So daai ding is 80 maal met 9,8 en Misha, het jy vinnige vingers? En vertrou jy vir Misha? Nee. Sê haal jou sakrekenaar uit. Ja. En jou eenheid? Okay, so as hy stil hang, dan is dit die spanning in die toukie. Reg. Nou vra hulle vir jou by B, bepaal die spanning in die toukie, obviously, indien die helikopter opwaarts versnel teen 2 meter per sekonde. Nou, dit is meer wat ek weet, jou common sense. Okay, kom ons sê die tou is nie vas aan die helikopter nie, maar jy hang en jy hou die tou vas. Okay, iemand hou jou bene vas sodat jy nie uitval nie. Jy hou die tou vas en jy versnel op teen 2 meter per sekonde. Hoe gaan die spanning in die toukie verander? Gaan dit verander? Okay, so jy het stil gehang, nee, jy die krat vasgehou daarso. En nou gaan die helikopter op. Al versnel hy op. Hoe gaan die spanning in die toukie verander? Gaan dit verander? Jy sê hy gaan nie verander nie. Jy is verkeerd. Lenay? Okay, of hy gaan verander. Hoe gaan hy verander? Hy gaan meer raak. Hoekom? Want jy wil nou opwaarts versnel teen gravitasie. Okay, so jy moet gravitasie uitkanselleer. Jy moet hom teen hom werk en op versnel. Is jy met my? Okay, so as jy opgaan, dan raak jy swaarder. So as jy daai tou, sê nou maar, jy moes hom nou opgetrek het. Dat hy op versnel die blokkie. Dan sê jy dit gevoel het in jou arms as wat jy net daar gehang het. Tja, is julle almal met my? Okay, so kom ons kyk gou.
Sê reg F net is gelyk aan M maal A. Dieselfde scenario, hy versnel nou op, so ons kies op as positief. So ons het T op minus FG is gelyk aan M maal met A. T wil ons gaan uitfigure, wat is die spanning in die touwtjie? FG weet ons mos nou, ons het hom hierbo gaan uitwerk. 784 is gelyk aan die massa is 80 en hulle sê vir jou hy versnel op teen 2 meters per sekonde. Hoe meer as jy op het? En jou eenheid? Newtons. Okay, so die spanning is baie meer. Hy tou moet sterk wees of hy gaan snap. Okay, nou kom ons kyk by C vra hulle vir jou. Bepaal die spanning indien die helikopter afwaarts versnel teen 5 meter per sekonde. Okay, so weer eens, kom ons imagine, jy hou die tou vas. Okay, so nou hoef jy nie om op te trek nie, nou kan jy net vashou, of eintlik kan jy die tou so 'n bietjie laat los dat die ding afwaarts versnel. Moet jy nog so hard trek op die tou? Nee, die krag gaan baie, die spanning gaan baie minder wees op die tou. Okay, so kom ons, so ons gut feeling sê vir ons is minder. Weer 'n pen. Ek wil net vir julle wys, so as hy stil hang, is dit die spanning. As ons teen gravitasie werk, is dit die spanning. Kan jy sien hy's meer? Okay, so nou wil ons gaan kyk, is hy minder as hy afwaarts versnel, as jy met gravitasie werk. Okay, so ons het F net, is gelyk aan M maal A. Wat se rigting kies ek nou vir positief, Ethan? Af as positief. Hoekom? Want hy versnel afwaarts. So nou het ons F gee die krag af, minus T die krag op is gelyk aan M maal A. T, jy moet fokus. 784 minus T is gelyk aan, die massa is 80 en die versnelling is 5. Kaline, as jy op het. 384 Newton. Okay, en ons kan sien, dit is dus minder. Okay, so juffrou, hoe is hierdie multiple choice vraag? Het voel vir my, ek het 'n bietjie baie werk gedoen. Nommer 1 in multiple choice vraag, moet jy baie werk doen, jy is nie raai ripa nie. Nommer 2 is, hulle gaan vir jou scenario's gee. Hulle gaan sê, goed, die helikopter is daar, goed, hy hang daar. Die spanning in die tou is soveel. Wat sal die spanning in die tou wees as hy opwaarts versnel? Dan gaan hulle vir jou 'n paar opsies gee. Sê goed, opwaarts versnel beteken hy moet meer wees want hy werk teen gravitasie en dan gaan soek jy net vir die antwoord wat meer is as daai. Sien jy met my? Ja, jy moet 'n konsep verstaan agter dit. Okay, goed. Nog 'n konsepvraag is hierdie. Okay, daar is my pragtige paint skills, as you can see. Daar staan 'n man met 'n massa van 50 kg, as daai 'n man is dit nie 'n man nie, kom ons sê 'n kind, staan met 50 kg, staan op 'n skaal in 'n huispak. Nou is jou vraag, hoekom is hy op 'n skaal? Who knows? Hoekom is daar 'n skaal in 'n huispak en hoekom hy dit doen? Maar ons wil 'n konsepie vas lê. Die skaal is gekalibreer in newtons, so hy weeg nie in kilogramme nie, hy weeg newtons. Wat sal die lesing op die skaal wees wanneer? Okay, so al wat ons hier wil toets, hoekom hy op 'n skaal staan, is weer eens, as jy in die vertikaal beweeg en jy werk saam met gravitasiekrag, of jy werk teen gravitasie. Dis eintlik wat ons, hoekom hy op 'n skaal staan, is om te sien. Okay, so heel eers, voordat ek enige vraag lees, gaan ek wat doen, kragtediagram gaan teken van die skaal. Want hulle vraag, wat sal die lesing op die skaal wees? So ek wil weet, watter kragte werk in op die skaal. Natuurlik gaan dit nou die gewig wees van die skaal en die mannetjie. Kom ons sê die skaal weeg niks. Hoe dit moontlik is, weet ek ook nie. Maar die skaal en die mannetjie se gravitasiekrag af. En dan is daar mos nou 'n normaal krag van die huispak se vloer op die skaal. Okay. So, as hulle vir jou vra, wat is die lesing op die skaal? Wat kan jy gaan uitwerk? FG of FE? Ons het die vraag vra, nou dis nie die obvious antwoord. Dis nie FG nie. Dis normaal. Okay, so hy werk vir jou nommer 2, want 1 is uitgewerk. 2 is, gaan vanmiddag, gee my op, hier sit die skaal op vloer, oud vloer, teelvloer, wat op vloer.
Gaan klim jy op. Okay, dan kyk jy. Dan vat jy die skaal en jy sit hom op jou bed. En dan stel jy weer op die skaal. Dan gaan jy sien jy kry heeltemal 'n ander lesing. Hoekom? Wat gebeur as jy op die skaal op die bed staan? Okay. Hoekom? Want die matras is self. Okay. So die skaal wat hy, as jy die lesing wat jy daar kry, is met hoeveel hy terugdruk om jou daar te hou. So skaal meet eintlik nie jou gewig nie, hy meet jou normaal krag, hy meet hoeveel hy terugdruk. So jy wil sien as jy op 'n harde vloer staan en op 'n mat staan en op 'n matras staan, gaan dit jou ander lesings gee en hy druk net minder of meer. So as hulle vir jou vra wat is die lesing op die skaal, dan vra hulle vir jou wat is die normaalkrag. Okay, so ek gaan nou nie al die vrae doen nie want dit is dieselfde konsep vrae van die helikopter. Ek wil doen A B D en E gaan ons net oor praat. So basically almal, maar nie almal. Okay. Wat is die lesing op die skaal as die huispak stil staan? So stil staan is Newton se eerste wet, voorwaarts van die van res of beweging is ons altyd verhaal, tensy nie nul net te krag daarop inwerk, né? F net is gelyk aan 0. Ek maak nou vinnige sommetjies hierso. Kom ons sê ons kies op as positief, dan het ons die normaalkrag op minus die gewig af is gelyk aan 0. So normaalkrag is gelyk aan gewig. Juffrou, waarmee is juffrou besig? Watter simbole het juffrou nou daar neer? Ek wys net vir julle dat daar nog simbole is wat ons kan gebruik. In plaas van N is dit Fn, in plaas van W kan dit wees Fg. Dit is dieselfde goed. Teken dieselfde goed. Okay, hoe bereken ons nou weer W? Dis massa maal met 9,8, so die kind is 50 maal met 9,8. En wat kry jy? Lara, het jy vraag beantwoord? Nog nie. Dit is 4,9 Yes, nee, maar jy hoor sê 4,9 maal 10 mag 2, maar dit is baie geskryf en ons is lui. Maar effectief. Okay, 490 Newton. Sharp. Nou gaan die huispak opwaarts beweeg teen 'n konstante snelheid. Wie? Jy wil 'n pa word, nee, as jy dit stroom. Okay, wie jy? Konstante snelheid. Watter wet is dit nou weer? Newton se eerste wet. So dis presies dieselfde as hierdie ene. So is presies dieselfde antwoord. Okay? So onthou julle toe ek die trekskaal gehad het. Hierso hierdie ding en ek het daai gewiggie getrek. En hy was stil en toe het ek hom so bietjie getrek en toe beweeg hy teen 'n konstante spoed, né? Nee? So daai oorspronklike versnelling om hom van 0 tot beweeg te kry, was die toegepaste krag bietjie groter. En toe hy teen 'n konstante spoed beweeg te word hy kleiner en toe bly hy konstant, né? Nee? So oorspronklik as die huisbak stil is, dan jy lesing, dan as jy begin versnel, dan gaan die lesing verander. En dan as hy sy konstante snelheid beweeg, dan gaan hy teruggaan na oor sy oorspronklike snelheid. Agter lesing toe. Okay, so vir B konstante snelheid sê vir jou Newton se eerste wet sê vir jou F net is gelyk aan 0. Wat beteken die normaalkrag gaan gelyk wees aan die gewig wat 490 Newton is. Same. Ja. Hoekom het die vrou daarso by die A het dit weer gemaak en die F nie? Hoe het jy gefokus op dit gesê? Hy vra hoekom is hier 'n W en nie FG nie? Dis dieselfde ding, dis net anders as
Ja, ek het net gewys jy kan 'n ander simbool ook gebruik. Welkom by wetenskap. So jy sal sien, ek gebruik dit nooit nie. Ek het dit nou 1 keer gedoen. Net om vir te wys jy kan dit gebruik. So as jy deur ou memos of goed gaan of ander onderwysers of video's kyk of wat ook al, sal jy sien hulle doen dit so. Of hulle kan. Ek doen nie.